Wanneer jy reis, wat doen jy as jy na 'n sekere plek wil gaan? Hoe kan ek by my bestemming uitkom? Hoe lyk my verblyf? Soek jy nie vir verskeie inligting vir jou reis nie? Deesdae gebruik mense dikwels die internet, nie waar nie? Waarheen wil jy geestelik gaan? Waar is jou bestemming? Ons wil almal saam na die koninkryk van die hemel gaan. As ons bestemming die hemel is, moet ons nie navorsing doen oor hoe om daar te kom nie. Die Bybel is die geestelike internet. Behoort ons nie die weg na die hemel en allerlei inligting oor hoe om daar te kom, wat God ons deur die Bybel geleer het, te ken nie? Is dit nie hoekom God vir ons die Bybel gegee het om die geestelike wêreld te sien wat ons nie met ons eie fisiese oë kan sien nie? Wanneer ons na die Bybel kyk, wat beveel God ons aangaande die woorde van die Bybel? God sê, moenie iets daarby byvoeg nie en niks daarvan aftrek nie. Met ander woorde, die inligting wat in die Bybel gegee word, is die akkuraatste en betroubaarste. Moenie jou onderskeidingsvermoë verloor as gevolg van ander bronne van inligting nie. Om hierdie rede het God nie profete hierdie Bybel laat skryf en het dit vandag aan ons oorgedra nie. Kom ons ondersoek of ons op die regte pad loop wat ons na die koninkryk van die hemele lei en of ons tot die waarheid gekom het, deur na Johannes hoofstuk 5, vers 39 te blaai. Julle bestudeer die skrifte ywerig omdat julle dink dat julle daardeur die ewige lewe besit. Jesus het duidelik die doel van die studie van die Bybel verduidelik. Dit is die skrifte wat getuig van wie getuig die skrifte, my. Dui, ek ken nie hier op Jesus nie. Kom ons gaan voort met vers 40. Maar julle wil nie na my kom, sodat julle die lewe kan hê nie. As jy die ewige lewe wil ontvang en na die koninkryk van die hemele wil gaan, moet jy nie na Jesus Christus toe kom nie. Jesus het egter gesê, tog weier julle om na my toe te kom, om die ewige lewe te hê. Hulle het nie geweet dat Jesus die belangrikste sleutel is om in die koninkryk van die hemele in te gaan nie. Daarom het die Jode hom gedurig verwerp toe Jesus die evangelie verkondig het. Hulle het nie geglo dat hy God is nie, want hy het dieselfde voorkoms as ons. Die Bybel kan egter as 'n gidsboek en 'n GPS beskou word, om ons op pad na die hemel te lei. Ons moet sy leiding volg. Vandag sê baie mense dat hulle hemel toe wil gaan, maar hulle volg nie die rigting van die Bybel nie. Hulle is in so 'n jammerlike situasie.